ons is nou 'n Platrand boerevereniging en ons het nou maar die ding so 3 jaar terug 'n inisiatief gekry deur Agricol, deur Don Mario, die manne wat nou basies Agricol wat nou Don Mario saad versprei, en hulle het na ons toe gekom en gevra ons moet hande vat met 'n boeredag met proewe wat ons nou maar geplant het en so aan, en so het ons toe nou maar die 3de jaar wat ons nou die ding aanbied, en so het ons borge nou maar ingebring. Die ouens wat nou hierso vir ons uitstal is ouens wat in ons wat eintlik nog maar in ons glo en waarmee ons nou as Platrand gemeenskap mee besigheid doen. So ja, die proewe wat ek nou van gepraat het word nou hier langs die R23 geplant van ons graansorghumproewe, en so ook die gebruike van graansorghum en so voort. So ons gaan bietjie later dan nou oor daai land kuier en dan gaan ons bietjie verder praat daaroor. Dan gaan ons bietjie met die kinders gesels daarso. In die 80s en die 90s ons baie meer sorghum geplant, maar ons sorghum maak nou so 15% van ons totale oes uit. En dan die cultivars is maar meestal die ou Pannar cultivars, sodat Pannar nou maar al die jare hier was, en is 8816 plant ons die meeste van. En dan toets ons nou maar elke jaar 'n nuwe cultivar om te sien of daar nie is wat beter doen nie. Die groot ding is sorghum, omdat hy 'n lekker vlak wortelstelsel het, dan werk dit lekker in gewasrotasie, saam met die sojabone wat ons nou weer 'n baie diep wortelstelsel het, en saam met die mielies. En dan kan 'n ou dit lekker roteer, so derde elke jaar kan die goeters in die rondte draai. Dit lyk die laaste ruk nou nie so wonderlik sorghum nie in Suid-Afrika nie, ek's eerlik met jou. Maar ek dink nog daar's 'n plek vir sorghum in Suid-Afrika. En solank ons nog 'n paar verwerkers het, ons moet hulle nie verloor nie, en ons moet genoeg produseer sodat hulle nie nodig het om in te voer nie. So ek bly optimisties want sorghum werk vir my. Op die ou end is dit wins per hektaar wat ons op die plaas hou. En sorghum werk in ons rotasie, so ek hoop daar's 'n goeie toekoms vir sorghum. Omdat dit 'n gewas is wat goed aangepas is vir Suid-Afrikaanse klimaat. En ja, soos wat my ondervinding is, 'n sorghum spruit ongelooflik goed. So in droogtes is hy baie weerstandig. Hy lewer 'n goeie opbrengs. Ek sien 'n groot toekoms vir sorghum want ek voel dit is 'n baie onbekende gewas, en ek het nou baie gelees laat dit in voeding inkom. En so een van daai glo ek dit gaan 'n dit gaan weer groot word, so sojas en al daai dinge. So ek voel dit gaan groei en daar's 'n groot toekoms vir dit. Ek is nou die 3de generasie wat hier op Platrand boer. My oupa het in 1942 hier gekom en hulle het in die 60er jare begin sorghum plant. Ek weet 'n kultivar hulle gepraat se naam was Kortrooi geweest. En hulle het in die beginjare het met snoeiskerre en sekels gesny. En later van jare die meganiese stroopers gekom. Ek weet my pa het op 'n oop kajuit stroper gestroop wat hy 'n balklawe en 'n stofbril op gehad het en met sorghum gestroop het. En so dis nou geëindig na vandag se moderne stroopers. Hoekom ons met sorghum plant is, my pa het altyd vir my gesê, was nie vir graansorghum nie, het hy lankal aan die pad geloop. Dit kom daarop neer dat sorghum 'n baie geharde gewas is. Hy kan redelik goed droogtes hanteer. Dit is wat gemaak het in sekere jare wat die mielies baie swak opbrengste gegee het, dat die sorghum daai ekstra half ton gegee het wat die bankrekening klop het. En vandag is nog maar dieselfde geval. Alhoewel mielies se genetika baie verbeter het, doen sorghum nog steeds goed en ons kry goeie pryse en dit gaan alles oor 'n ekonomiese som, rand per hektaar wins. En sorghum doen dit nog. Hy wen op die stadium nog vir mielies en dis hoekom ek sorghum plant. Dit is partymal 'n bietjie harder werk. Ekstra moeite, ekstra bespuitings, maar dis kom ons dit doen en jy pluk die vrug daarvan op die einde van die dag. Ek plant omtrent so 1450 jaarliks hektaar sorghum ons plant. Ja, as 'n goeie rotasie gewas, inteendeel jy moet sorghum roteer met mielies of met sojabone. Jy kan nie sorghum 2 seisoene na mekaar plant nie. Hy kry siektes wat hom aanval en dan skiet jy jouself vir die voet met die opbrengs. So opbrengs is wisselrotasie is baie belangrik met sorghum. Ek sê altyd as jy vir so 'n geleentheid wegstap, dan voel ons almal weer ons in weer eens in Engelse terme, ons face almal dieselfde probleme en ons ondersteun mekaar hierso. En so ja, soos wat ons dan nou verder uit mekaar uit beweeg, dan is ons eintlik maar as ons vanaand uit mekaar uit gaan, is ons maar 'n regte gemeenskap as wat ons was voor so 'n geleentheid dan nou plaasgevind het, ja. Nee, ek dink dit is 'n groot sukses, regtig. Ek dink ons het dan al die bekende gesigte hierso gesien, al die ouens wat bygedra het en ja, soos ek nou gesê het, dit wat jy nou hier om jou sien is regtig ons gemeenskap. Dis die mense met wie ons in hande vat en vorentoe gaan en ek hoop en glo hulle voel dieselfde as oor ons as Platrand gemeenskap.